Goeiemôre almal, baie welkom van my kant af ook. Ek is regtig bly dat jy hier is en ek hoop dat jy huis toe gaan, sal jy ook bly wees hier natuurlik. En ek wil begin met ek het nou regtig gedink ek gaan dit doen, maar ek voel nie altyd gemaklik om dit so te doen nie. Maar ek is 100% seker. As ek sou vra nou aan die einde as ek hierdie goed gelees het, die 3-4 goed wat ek begin gaan sê, identifiseer jy hiermee. Steek op jou hand. Almal sal dit opsteek. Die laaste een. Ek het geen twyfel daaroor. As jy nie jou hand sou opsteek nie, is dit regtig fout. Want ek meen dit is nie net ons nie. Dit is in die Bybel sien ons dit, in literatuur sien ons dit is lyk dit my op 'n manier half normaal. En waarom gaan dit? Het jy dit al gesê? Het jy dit al gedink? As jy hier in die tent is, in die kerk is waar ons is, en ons sing, dit lyk of almal half geraak word deur dit, of hulle iets voel, of hulle meegevoer raak, behalwe ek. Was daar al so iets uit jou lewe? Of jy sê, ek bid, maar ek voel eintlik vir, dis 'n gepraat, maar daar's niemand om te luister nie. Of, jy kan daai ding plat sit, hy gaan almal kan val. Of jy sê maar ek lees die Bybel, maar dit doen niks nie. Ek voel niks nie. Daai plafon gebede wat ons almal van praat, jy weet dit daar's net niks. Ek voel God net. En wat hierdie ding vir ons nog baie erger maak, is nou kry jy mos mense wat praat en vertel asof hulle die Here heeltyd hoor en sien. Hulle is veel goed sê, soos, jy weet, ek het met die Here gepraat, en toe sê hy vir my dit. En toe ek so ry, toe sê ek vir hom, en toe sê hy dit vir my, jy weet, en jy voel maar, wat is fout met my? Hoekom praat hy nie met my? Of, hierdie persoon sal ook vir jou sê, ek het vanoggend Jesaja so en so gelees, en daar lees ek toe nog van 'n groen deer, en toe ek verby daai robot ry, toe sien ek 'n groen deer, en toe sê die Here vir my dit. En jy dink van my geraasdeur is groen, maar ek het nog niks by hom gehoor nie. Weet, wat is fout met my? En voel skuldig. Of die persoon sal vir jou sê, ja, weet, ek het gery, en toe kom ek by die parkeer toe, na die winkel toe kom, sê ek vir die Here, geef my asseblief 'n parkeerplek reg voor die deur. En raai wat, toe geef my. En jy dink maar, ek het ook nou die dag gery, en ek is ook haastig, en ek al vir die Here gesê, laat ek tog net nader kom, want ek loop nie so lekker nie. En toe geef my plek, maar toe sien ek hierdie ou tannie, wat aankom, en toe wys ek vas ek hom intree. Weet maar, wat is fout? Die Here praat nie met my nie. Die Here voel ver van my af. Dit voel of die Here net teenwoordig is in my lewe. Het jy ooit so gevoel? Voel jy nou so? Die eerste ding is wat jy moet weet, dat die teenwoordigheid van God in jou lewe en in die wêreld is soveel meer as wat ek en jy voel. Baie meer as wat ek en jy kan voel. Om die waarheid te sê, jy is nie alleen nie, en ek is nie alleen. In die Bybel, jy weet, ons lees die Psalms, en is hierdie Dawid, en hierdie wonderlike godsmanne. En al wat ons onthou is, al gaan ek deur 'n dal van doodskade, wie sal by my wees? Al die mooi goed wat hy sê. Maar ons vergeet. Hy het hierdie selfe vraag gehad. Hy sou vanoggend sy hand ook opgesteek het. Ja, daar was 'n tyd in my lewe of tyd waar dit ook so gegaan het. Ek lees sommer net 'n paar. Ek het sommer nou geblaai. Psalm 5 vers 2. Ek vra, Here, waar is hy? Ek praat maar, het lyk nie of jy hoor nie. Luister tog na my woorde, Here, hoor hoe ek sug. Gee tog aandag aan my hulpgeroep. Dis ek en jy. Volgende Psalm 6 vers 4. Ek is heeltemal gedaan. Hoe lank nog, Here, vir jy koms gee? Psalm 7 vers 1. 'n klaaglied van Dawid wat hy gebid het oor mense wat hom haat. 'n klaaglied. Laaste wat ek gaan lees van die Psalm. Psalm 88 vers 14.
Ek roep na u om hulp, Here. Vroeg in die môre, al bid ek tot u. Waarom verstoot u my, Here? Waarom trek u van my af terug? Vers 19. U laat my vriende en my bure ver van my afstaan. So is nie net u wat ver is nie, ook my vriende en my bure. Die godsman, Dawid en ander wat die psalms geskryf het, Paulus, hulle storie. Paulus het aan die een kant hierdie hemelse ervaring wat hy gehad het. Maar aan die ander kant bid hy, sê Here, maar hier is hierdie doring in my vlees, asseblief, kan nie so lewe nie. Ek wil kerke plant, ek wil preek. Ek moet tente maak, te bestaan. Maar hoe werk dit dan? Ek werk aan vir hier. Jesus, wat die mees intiemste verhouding met die Vader gehad het. Op 'n dag wat dit vir hom donker raak en uit desperaatheid aan die kruis sê, my God, waarom het u my verlaat? Jy is nie alleen. Jy is nie alleen nie. C.S. Lewis, 'n literêre reus in die Christelike lektuur, wat die wonderlikste boeke, daar's 'n fliek gemaak, ek dink Narnia of so iets. Ek weet maar het ook ander goeders flieke wat ook gemaak van die wonderlike goedere die hy ou geskryf het. Op 'n donker tyd in sy lewe, dan sê hy, there are no lights in the windows. It might be an empty house. Dalk is God nie. Skryf hy mooi goed. En hy glo dit op daardie stadium van sy lewe. Nou kom maar hierdie tyd wat hy wil sing. Hy voel niks nie. Hy lees, maar niks gebeur nie. Hy bid. Maar dit voel of dit te vergeefs is. As jy God nie altyd sy teenwoordigheid voel, jy is nie alleen. Om die waarheid te sê, dit lyk my, dis normaal. Dis deel van ons, die pad, wat ons met God loop, en wat hy met my en jou loop. En ek jy moet moed skep. En vanoggend weer die deur uitstap. En as daar iets is wat ons kan doen, wat daar is, ek gaan nou 3 moontlike dinge praat, dat het vir altyd sal verander. En dat jy by 'n punt sal kom waar Dawid ook gekom het. Dit sê, ongeag by omstandighede, hoe donker hierdie vallei is, ek weet God is by my. Ek het nie nou meer 'n gevoel nodig daaragter nie. Ek het nie meer 'n gevoel nodig. Want ek weet, hy is ten spyte van my gevoel, ten spyte van die daal van doodskade, is hy by my. Hierdie 3 eenvoudige dinge waarna jy in jou eie lewe kan gaan kyk, dalk een van hulle waar, en dalk meer as een van hulle waar, en dat is waarskynlik nog, wat die Here vanoggend vir jou en my wil help om meer intieme verhouding met hom te hê. En dat ons sy teenwoordigheid in ons lewe, dat dit nie langer van 'n gevoel sal afhang. Gedagte nommer 1. Miskien oorsensualiseer ons die ding. Miskien oorromantiseer ons die ding. Miskien wil dit daarvan iets meer maak as wat dit werklik is. Soos hierdie vrou wat oor die parkeerplek en oor die groen deur en wat ook al. Jy weet, laat jy dink daar moet meer wees. Jy weet, daar's 'n fout met my, want daar moet eintlik meer wees. Maar dalk is dit wat eenvoudig nie meer. Dalk is hy net teenwoordig by jou. Maar jy mis dit omdat jy iets meer verwag of iets meer wil hê. En weet een, ek en jy is nie alleen. Die disippels, hulle het al Jesus se wonderwerke gesien. Hulle het al hulle gesien. Gesê, hulle het my wat alles agtergelos om te volg. En op 'n dag kom maar 'n ding in Johannes 6:30, hy sê, Here, gee vir ons 'n teken man. Ons wil 'n teken hê. Laat ons kan voel. Is by ons. Maar hy staan reg langs hulle of voor hulle, maar hulle soek nou 'n teken, hulle wil hom nou voel. So ons is nie alleen. So wat doen ons in ons handel en wandel? Ons gebruik as voorbeeld van 'n meisiekind. Sy gaan uit met 'n ou. Maar sy is nou nie seker of die ou nou regtig die ou is. En nou vra sy vir die Here, Here, praat met my. Sê vir my of ek nou moet opbreek en of ek nie moet opbreek. Wat jy eintlik wil hê,
is dat God vir jou moet sê, wel hierdie ou is nou eintlik ekonomiese klas. In jou toekoms is daar 'n ou wat besigheidsklas vir jou sal wees. God moet dit sê vir jou. Jy soek 'n engel, jy soek 'n skrif in die muur. Jy soek trompette, een of ander ding. Sodat jy God se teenwoordigheid sal kan voel. Jy oorromantiseer dit. Maar wat ons moet verstaan is dat ons gevoelens nie 'n bewys is van God se teenwoordigheid. Ons gevoelens is nie 'n bewys van God se teenwoordigheid. 'n Teksgedeelte wat ek baie aangehaal het, ek kan dit vanoggend onthou nie, is Jeremia 19, ek dink vir die kant. Maar hy sê daar's niks so misleidend soos die menslike hart. Hy sê dit is een van die misleidendste dinge nie. Daar is niks so misleidend soos ons gevoelens nie. Niks nie. Een oomblik is dit daar, ander oomblik is dit daar. Vir die een ou gaan hy daarheen, vir die ander ou gaan hy daarheen. Dink jy nou dat jou gevoelens nou God later in jou kan bring? Hy sê in elk geval nie. Moenie dit ingewikkelder maak as wat dit is. Moenie dit oorsensualiseer. Gevoelens is nie 'n bewys dat God by jou is. Kankerpasiënt. Hoe dink jy voel? Hoe dink jy voel? Hy het die diagnose gekry, hy het nou eindgevorder. Die goed het is gevolgling van Jesus en hy tot 'n punt gekom het om te sê van die Here is hier. Hoe dink jy voel hy? My ervaring het ek geleer dat dit die mense is, volgelinge van Jesus, wat deur hierdie ding werk. Dis die mense wat meer as enige ander ou, gesonde ou, bewus is van die teenwoordigheid van God in hulle lewe. Al voel hy fisies naar en sleg. En daai oomblik, dan weet hy, gevoelens is niks. God is alles. Ons praat van hoendervleis, ek kry hoendervleis, as ek hierdie gevoel het, dat ek hierdie sing of wat ook al. Maar hoendervleis is nie 'n bewys. Hoendervleis is nie 'n bewys van God se teenwoordigheid. Hy is in elk geval daar. Dalk is dit jou fout. Dalk is dit die ding wat jy vanoggend moet hoor. En ek kan sê ek het vanoggend ek het begin. My eerste woordjie hier staan. Kom ek wys dit net. Ek het daar geskryf. Crusade. Ek is op 'n veldtog, 'n kruistog in my bediening. Toe iConnect begin het 7,5 jaar terug. Al amper 8 jaar. Omdat ek verlam en verslaaf was aan die gedagte en idee dat ek God moet kan voel. Dat ek hom oral in alles moet kan sien. En dat God ons wil vrymaak om te lewe. Ongeag omstandighede. En dat ons nie hierdie, jy weet, praat af hierdie heavy goed, weet hierdie flitsende ligte in die hemel, daai goed bestaan nie man. Dit het 'n paar keer voorgekom in die Bybel in buitengewone omstandighede. En wie dink jy nou as jy nou met ligte kry en trompette en engeltjies wat sing en so. Dit wie is ons? Dit is hoe die lewe werk nie. So kom vry daarvan. En moenie langer skuldig voel as iemand vir jou sê, man, en natuurlik, ek het ook al so goed gehad, maar ek wil dit nie graag vir mense sê nie, want ek is juist bang vir hierdie ding, nou dink hulle ek het nou hierdie heavy gelowige. So moenie langer laat 'n ou wat groen deure sien en nou links maak daarmee, laat dit nou vir jou langer laat skuldig voel en dink, wat's fout met my nie. Moenie. Mense wat almal kan sê die Here het vir, en ek sê nie, dit is nie so in 'n lewe nie. Maar moenie jy skuldig en sleg voel daaroor. God is vir jou lief. Hy is vir jou lief. Hy is by jou. Jy hoef nie 'n grand storie te kry om dit te weet nie. Hoendervleis is nie 'n bewys. Nommer 1. Moenie ingewikkeld maak, moenie oorromantiseer of oorsensualiseer. Kom vry dan. Leef met 'n bewussyn, soos Dawid, Psalm 23. Deur 'n dal van doodskade, waar sy lewe fisies bedreig word, fisies.
Sê maar ek weet. U is my. In u hande is dit veilig. Dis 'n wete. Weet jy wat is 'n ander woord vir wete? Dis geloof. Dis geloof. Glo dit nie. Glo dit nie. Daar's 'n beloning. Verskillende forme vir verskillende mense wat is 'n beloning daarin, wanneer ons glo. Want God eer, hy sal jou nie teleurstel. Moenie oorromantiseer nie. Nommer 2. En dis nou 'n bietjie 'n ongemaklike ding, maar ook 'n rede hoekom mense verwyderd voel van God en voel God is ver en ek het nou nie hierdie gevoel, ek het nou nie 100 vlees verander nie. So. Dalk is dit jy en ek sê dit met huiwering, want die laaste ding wat nou moet gebeur is dat jy nou moet skuldig voel as dit nou jy is of was. Jy het nou hierdie gevoel van verwydering van God, van afstand as gevolg van hierdie ding wat gebeur. Jy moet asseblief nie skuldig voel. Jy sien dit net as dalk net 'n stukkie hoop wat God vandag vir jou wil gee en 'n nuwe pad wat hy dalk vir jou wil oopmaak. Dalk is jy nie bewus van sy teenwoordigheid in jou lewe, omdat jou hart geraak. Jou hart het hart geraak. Nou kan jy kan nou nie bewus wees van. Nou weet jy wat is die nommer 1 rede waarom mense se harte verhard? Waarom daar verwydering kom? Is sondige gedrag. Dis dit. Wanneer jy besig is met goed wat nie reg is nie. En jy weet dit, as jy nou mooi kan dink, net in 'n oomblik van ligter die eerlikheid. Jy weet dit is verkeerd. As jy lank genoeg aanhou met daai ding, dan raak jou hart hard. En jy kan God later nie hoor nie. Jy kan hom nie voel nie. Jy weet nie eens by jou teenwoordigheid. Sondige gedrag breek intimiteit met God. Hy's nog steeds daar. Hy's nog steeds daar. Maar jy voel skaam, maar jy trek terug. En die intimiteit is verbreek. Dis ook normale menslike gedrag. Maar dalk is dit jy. En ek gaan nou 'n voorbeeld gebruik, asseblief moenie as jy daar was, moet net nie die laaste, maar net om te probeer verduidelik hoe werk hierdie ding en wat is normaal aan dit. En ook in 'n verhouding met God. As jy getroud is met iemand, 'n man of 'n vrou, en jy raak betrokke in 'n buite-egtelike verhouding, wat gebeur? Is julle nog steeds getroud? Ja, julle is nog getroud. Is daar nog steeds intimiteit en 'n gevoel van warmte tussen julle? Nee. Want wat gebeur het gemaak dat daar verby, dat vertroue is verloor. Het skeiding gekom. Waarom dit is weg. Presies dieselfde gebeur met God. Ons verhouding met hom. Wanneer jy besig is met goed wat nie reg is. Vertroue word verbreek. En die sleg ding van hierdie ding is, as jy vandag nog steeds besig is met so iets, wat is ook hulle is? Hoe langer jy aanhou met dit, hoe harder raak jou hart. En hoe groter gaan hierdie afstand kom, hierdie verwydering. En dis nie dat God nie meer daar is nie. Natuurlik is hy daar. Hy het ook daarvoor gesterf vir wat jy gedoen het, of wat jy doen. Hy is nog steeds daar. Maar die ding maak dat jy verwyderd van hom voel. Want dis wat in die tuin van Eden gebeur het. Ek is nie lekker seker wat daar gebeur het nie, maar dis wat gebeur het. Daar was hierdie absolute wonderlike, oop, liefdevolle, gemaklike, man, jy kan nie 'n wonderlike verhouding voorstel tussen God en die mens nie. En dan gebeur daar iets wat ek nie lekker verstaan nie. En dan kom verwydering. So as jy voel God is ver, of jy voel nie sy teenwoordigheid nie, wat dit ook al is, en jy is besig met sondige gedrag. Hoe jammer dit ook al is, maar moenie verwag dat jy 'n intieme verhouding met God sal, of dit sal voel as wat jy wil. En op 'n manier is dit tog waar van ons almal. Daar is hierdie goed wat regtig mense en verhoudinge stukkend maak en breek en ons noem dit die erge sondes is. Maar die Bybel sê die goed is maar dieselfde. So, mense wat hier sit en wat hier staan, het al wat is genoem steriele sondes in ons jy weet. En ons maak dit as wat sagter is. Maar die goed verbreek ook.
intimiteit. Bring ook verwydering. Daar's mense wat 'n hobby daarvan maak, is hulle stokperdjie om oor ander mense te praat en te wiskunde. Hulle stokperdjie. Hulle jy weet dit so wat jou nou opgewonde maak om 'n gitaar te vat en te speel, so maak dit opgewonde om oor ander mense te praat. Jy moet weet, dit is nie, dit staan in die Bybel, moenie dit, Jesus het hoeveel keer gesê, gepraat daaroor. Maar jy doen dit, jy dink nee, jy's uitsonder, jy weet. Jesus het nou oor die res van die wêreld praat behalwe my. Wie dink jy is jy? Dit gaan jou verhouding met God skaad. As jy lui is, jy doen nie jou werk nie. Daar staan in die Bybel, ons moet werk. Paulus het ook daaroor gepraat. Maar jy's lui. Op 'n manier gaan dit verwydering bring. Dit is hoe dit is. Daar gaan dalk dinge gebeur. En weet nou voel jy my God, hoor my nie God, ek bid nou en weet allerlei goed kan gebeur. Jy is te besig. Daar's nie tyd vir jou en jou familie nie. Daar's nie tyd om net te relax en te sit en so jy te gejaag aan mekaar en op die oud gaan dit maar oor besittings en wat. Daar gaan verwydering kom. So ons is almal hier in dieselfde bootjie. So wat sal ons doen? Dat is my een manier. En van Dawid gepraat. Nadat hy daai lelike ding gedoen het, daai ontuig gepleeg. Het hy vir die Here gevra: ondersoek my en kyk of ek op die verkeerde pad is. En skep vir my 'n rein hart. So as jy identifiseer met hierdie tweede rede wat jou verwyder van God, gaan praat net met hom. En sê vir hom: Here, ek dink hierdie ding is nie reg. Dit is sondige gedrag. Dit is teen u wil. Dit is teen wat u duidelike uitsprake wil vir my lewe. So dis wat ek nou dink. Maar sê u nou. Kyk en ondersoek of ek op die verkeerde pad is. Skep dan vir my rein. En raak ontslaaf van daai goed in jou lewe. En vra vir God. Natuurlik sal hy mos wel, man. Hy het jou dit gemaak om jou lief te hê. Hy het sy seun gestuur sodat jy sal weet hy is lief vir jou. Sê vir hom, wys vir my, maak my rein. En hy sal dit doen. Hy wil dit so graag. Dit moet vir hom so verskriklik wees om te sien hoe jy byna 'n slagoffer is. Van voorbeelde wat ek hier genoem het, of wat ook al in jou lewe is. Hy wil dit nie vir jou hê nie. Moenie dat hierdie ding, dat dit langer, die wonderlike verhouding wat God vir jou gedagte, dat dit blokkeer. Hy wil hê dat jy hom sal voel, dat jy sal weet dat hy by jou is. Die laaste rede, ons het nou gesê nommer 1, wat dalk 'n rede kan wees, hoekom jy verwyder van God voel en is, en jy sy teenwoordigheid voel nie, is dat jy dink dalk na jy trompette en engeltjies en goed en jy kry dit nie, dit is, moet net nie oorkompliseer. Dit kan 'n rede wees. Nommer 2 rede is, jou hart kan verhard. En dit bring, sondige gedrag, bring verwydering. Dis hoe eenvoudig dit, en uiteindelik kan dit jou hart verhard. Dan die laaste ding is, jy is op 'n plek in jou lewe, wanneer een van die eerste 2 goed gebeur nie, maar jy voel nou verwyderd van hom. Jy voel as afstand. Jy beleef hom nie as by jou. Dit mag wees dat daar 'n oomblik in tyd in jou lewe ontstaan het en geskep is deur God. Juis om jou na 'n volgende plek te vat. Om jou juis nader aan hom te bring, dat jy hom meer sal beleef en ervaar. Wat ek daarmee bedoel is dit. Die Israeliete, of laat ek so sê, in die Ou Testament, die boek Hosea op 'n dramatiese wyse verduidelik hierdie beginsel, is dat God vat hulle in die woestyn in. Want kyk, hulle het mos nog geleef.
Hulle het nou maar gelewe. Daar's 'n gedeelte wat praat, ek dink aan rigters wat hulle sê, village life has ceased. Wat dit beteken, alles het normaal geword. Daar was nou niks meer, jy weet, alles was doodgewoon geweest. En dan raak God ook vir hulle doodgewoon. God is net niks meer nie. Ek meen, en dan bring God hulle op 'n plek wat hy wil so graag hê dat hulle hom weer sal beleef en ervaar. Hy bring hulle op 'n plek, hy vat hulle woestyn toe, sodat hulle afhanklik van hom sal wees. En daar in die woestyn, waar hulle afhanklik is van kos en van water en beskerming, daar sien hulle God op maniere wat hulle nog nooit gesien het nie. En nooit sal hulle weer anders wees nie. Dalk is jy nou daar. Dat God jou so lief het. Jou lewe is maar geestelik gesproke, spiritueel saai. Hy het vir jou gewoond geword, jy het groot geword in die kerk, jou pa het Bybel gelees, jy het kerk toe gegaan, jy het sonnaskool toe gegaan, en jy het hier en daar ervarings gehad, maar alles is maar normaal. God is maar normaal. Die lewe het gesies in jou lewe. Hy wil jou daar hê. Hy wil hê dat jy sal sien, wie is hy? En sy krag en sy almag in die wonderlike plekke waar hy wil bring. In Handelinge 17 staan daar, God het hulle gemaak. Waarom praat hy? God het mense gemaak. So dis wat, God het mense gemaak om hom te soek. Al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enigiets van ons af nie. So, dis nou die lewe. Ek bedoel, daar gebeur dinge en God laat dinge toe, dat jy sal begin vra en sal rondtas. Nou op 'n dag kom jy agter, maar hy was heeltyd net hier gewees. Dalk is jy op so 'n plek nou. Dalk is jy op so 'n plek nou. Dat God die ordinêre, doodgewone, vervelige lewe met hom daar, hy wil dit verander. In die oomblik van sprank. En 'n oomblik wat jy net op 'n nuwe manier hom sal sien. So waar is jy? Is jy dalk hier? Tas net 'n bietjie rond. Want hy het jou gemaak. Hy het jou gemaak dat jy hom sal soek. En elke keer wat jy hom vind, kyk eintlik is hy heeltyd by jou. Dit staan dit, né? Dit is ver weg. Sien, hy weet ver weg. Dit is jy wat ver weg in jou kop. Oor die pad weer geloop het. Die agterkant is heeltyd hier. En jy sal sê wat verlede gesê het van Thomas. Hy het ook hierdie distant, né? Kyk, Jesus is doodgemaak. En toe sê die disippels, nee maar hy lewe, ons het hom gesien. Toe sê ek so in der ewigheid nooit glo nie, dis sy woorde. In der ewigheid nooit glo dat as ek hom nie sien nie. Laat hom verwydering gekom. Die lewe het nou gebeur. Die man wat op my lewe gebou het is nou dood. Daar's geen koneksie meer met hom. Maar wat doen Jesus? Wat doen Jesus? Toe hy by die vertrek instap, al die disippels is daar. Toe gee hy amper vir Thomas voorkeur behandeling. Die een met wie daar verwydering was. En voordat Thomas 'n woord kon sê, toe sê hy, kom hier, kom voel die merk in my hande, met sy. Wat is Thomas se woorde? Byna verslae woorde van aanbidding. My Here en my God, dis al. Erken jy God se liefde. Dit is wat hy vir jou wil. Dalk tas jy, dalk soek jy. Hy is daar, moenie toelaat dat God gewoon, algemeen, ordinêr, langer in jou lewe wees. Soek net 'n bietjie, tas net 'n bietjie. Jy sal vind hy's by jou. Ek vind dit is normaal. Vir ons, vat kos. As jy elke dag dieselfde ding eet, dieselfde ding, behalwe nou rooi vleis. As jy nou enigiets anders wie elke dag eet, jy gaan verveeld raak. Jy gaan ordinêr raak. Jou lewe gaan saai raak. Jy gaan aardbou. Jy gaan nie eens uitsien na maaltyd nie. Tot jy nou net 'n slag weer, kom ons sê nou maar 'n spoorsousie op jou steak gooi. Doe ietsie anders maar. Bly maar met die vleis. Dis dieselfde ding. Ons het 'n honger, 'n natuurlike honger. Dis eintlik wat daar staan. Ons het 'n natuurlike honger en smag na ons Maker. As dit ordinêr raak, dan voel jy verwyder. Tas net 'n bietjie rond. Wees net eerlik. Wees net eerlik met hom. Sê vir hom ek verlang na U. Regtig, ek smag na U. Ek smag na die lewe wat U bedoel het. Wat U bedoel het en wat U gesê het. Wat U vir my wil gee.
En jy sal vind. Hy was die hele tyd daar. Die hele tyd was hy daar. Nommer 1, dalk verwag jy te veel, dalk romantiseer jy, dalk kyk jy te veel na ander mense se lewens en so aan. Die tweede ding is, verwydering kom, nommer 1 rede vir verwydering is sondige gedrag. En dit maak jou hart uiteindelik hard. En dan die derde plek, is God kan jou op 'n eensame plek bring. Of, maar moet dit nie sien as 'n plek van eensaam. Sien dit as 'n plek van nuwe begin, van nuwe lewe. Tas net 'n bietjie rond en jy sal hom vind. Ek sluit af met 'n dit is eintlik 'n hartseer storie vir my gewees. Ek het vanoggend daarop dink toe, dit mense wil amper weer hartseer raak oor, maar dit is so 'n mooi storie. En mag jy dan so 'n oomblik beleef. In 'n vorige gemeente vir my, na kerk, toe kom daar 'n 16-jarige oulike kind. Dis 'n aankomstap sien jy, dis so 'n oulike kind hier. Sy kom na my toe en sy sê vir my oom, my pa is dood aan kanker. En dit voel vir my of God net te ver is. Ek sien hom nie, ek hoor hom nie. Om die waarheid te sê, elke Sondag kom ek kerk toe, want ek dink ek gaan 'n bietjie kom kry. Elke Sondag dwing ek myself nou al, hoe lank, kerk toe te kom, om net, want ek voel net nie meer vir God, en my pa is weg, ek weet hy is dood, hy moet weer terugkom, maar ek kry God nie, elke Sondag kom ek, en hierdie goed wat ek by mense begin het, kom eintlik in haar storie, waarmee ek in die begin het, ek lees die Bybel, ek kry niks nie, ek hoor nie daar, ek sing in die kerk, ek sien almal sing, party mense steek nog hande op, niks gebeur vir my, ek bid en ek vra, en dit is so goed, hy bestaan nie, elke Sondag dryf ek myself, nou vir 3 maande, droom ek myself in kerk te kom, weet al wat in my kop opkom, ek sê vir, luister, jy is die grootste fighterkie is die woord toevallig, fighterkie, wat ek nog gesien, ek beloof jy sal God weer sien, en die oomblik toe dit sê, toe bars en trane uit, ek wat het ek nou gesê, sy bars en trane uit, en sy sê vir my, wat het jy nou gesê? Ek kan nie glo jy het gesê, wat het ek gesê? My pa het altyd vir my gesê, jy is my klein fighter. Net so, my Here en my God. En toe gelukkig sê ek vir, dink jy God is nou hier? Ek sê ja, ek weet het. Maak nie saak, maak regtig nie saak, of verwydering of afstand gekom het, iets wat jy gedoen het, of oor iets wat iemand anders gedoen het, of oor iets wat gebeur het, dit is irrelevant. Hoekom? En as een met jou gemaak het, en dat jy so lief het, dat hy sy seun gestuur het, dat jy nooit weer hoef te twyfel nie. Ek verstaan nie dit. Maar dit is waar. So wat jou rede ook al is, dalk is iets heel anders as hierdie 3 goed wat ek gedoen het. Moenie langer. Die lewe glo dat God ver is. Moenie dit langer doen. En die harde van hierdie ding is nou hard, as ons dit vir onsself maak. Die harde ding hier is dat net ek en jy, as jy sê, ek smag na U, ek verlang na U, nader my God by U, dan sit net tussen jou, net tussen jou, maar sien het, asof het net druk van jou afhaal. Al wat jy doen is wat Dawid gedoen het. Dis al wat jy hoef te doen. Ondersoek my, en kyk, of ek op die verkeerde pad is. Dalk probeer ek
te veel inlees, te veel sien, te oorromantiseer. Dalk is daar hierdie ding in my lewe wat verkeerd is, wat ek in elk geval weet wat verkeerd is. Maar ondersoek my, wys nie dit vir my. Dalk het hy my op 'n plek gebring, wat ek weet nie 'n dood op. Dis die woestyn hierdie. Dis 'n wegtrek na 'n nuwe begin. Wat bly oor om te sê? Wat bly oor om te sê? Mag gee God. Dit kan in 'n oomblik gebeur, maar vir die meeste van ons gaan 'n bietjie tyd verloor. Want hy het eers 'n klomp goed wat hy wil regmaak hier binne. Maar dat jy op 'n dag sal kom, bid dat dit nie te lank sal wees nie. Dat jy sal sê, my Here en my God, U was dood in my lewe. Wat U in die donker graf was, so het ek gevoel. Maar hier is my Here en my God. Amen. Ek het een gebed, Here, en dit is, ek bid vir elkeen wat verlang en smag na U. Amen. Ek gaan nou die seën uitspreek. Ek wil die seën dalk vandag so doen. En dis eintlik amazing. Ek het nou vandag gelees, hierdie ding van Thomas wat daar gebeur. Thomas sê, ek sal nie glo voordat ek nie sien. Sê hy. Wat sê Jesus? Wat doen Jesus? Hier is hierdie twyfelaar, hierdie ou wat nou hierdie afstand het. Wat doen Jesus? Hy kom deur 'n geslote deur. Dis wat hy staan. Hulle is daar by mekaar en hier verskyn Jesus aan hulle. Hy verskyn aan hulle. Hy wag nou nie eers dat Thomas nou moeite en allerlei. Hy is reeds daar. En sy woorde is, sy eerste woorde is, vrede vir julle. Vrede vir julle. Mag jy vrede vind. Mag jy vrede vind op so 'n manier, dat al wat by jou mond kan doen. Hy vrede is so oorweldig, dat al wat by jou mond kan uitkom is, my Here en my God. Amen.